Nog in ons program lees ons altyd 'n gedeelte uit die Ou Testament. Vandag begin ons met Exodus. Net eers iets oor die agtergrond van Exodus, die tweede boek in die Ou Testament. Die naam beteken uittog. Die boek vertel van die uittog van Jakob se nageslag uit Egipte onder leiding van Moses en Aaron. Die Here het sy volk gered uit die mag van Farao, soos elke Egiptiese koning genoem is. Hy het die Israeliete verdruk, maar deur 'n reeks magtige dade van die Here is die hardkoppige Farao gebreek en toe moes hy die Israeliete laat trek. God sorg vir sy volk en lei hulle tot by Sinaiberg, waar hy 'n verbond met Israel sluit nadat hy die 10 gebooie afgekondig het. Toe Israel die verbond verbreek deur 'n afgodsbeeld te maak om te aanbid, hernuwe God sy verbond met hulle. Hier by Sinai gee hy ook opdrag om 'n aanbiddingsplek op te rig, die tent van ontmoeting, om dit te maak en dit in te rig. Exodus hoofstuk 1 vanaf vers 1. Die vermeerdering van Israel in Egipte. Hier volg die name van die Israeliete wat saam met Jakob na Egipte toe gekom het, elkeen met sy gesin. Reuben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Aser. Jakob het 70 afstammelinge gehad. Hulle was toe al in Egipte. Met verloop van tyd het hy en al sy broers daar die hele geslag gesterwe. Die Israeliete was vrugbaar en het vermeerder. Hulle het baie geword, so baie dat hulle die land vol was. Die Farao probeer die getal van die Farao beperk. Vers 8. Toe 'n nuwe koning, wat nie van Josef geweet het nie, oor Egipte begin heers, het hy vir sy volk gesê, besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons. Kom ons bedink 'n plan teen hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur, dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyand aansluit en om teen ons te veg en ons land te oorweldig. Daar is die slawedrywers oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pitom en Rameses vir die Farao bou. Maar hoe meer die Israeliete onderdruk is, hoe meer het hulle geword en hoe meer het hulle oor die land versprei. In so 'n mate dat die Egiptenaars baie bang geword het vir hulle. Die Egiptenaars het slawe gemaak van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter gemaak deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerlei ander werk in hulle lande. Hulle moes onder dwang al die slawe werk vir Egipte doen. Die Egiptiese koning het vir die Hebreëse vroedvroue Sifra en Poa gesê, as julle 'n Hebreëse vrou by geboorte bystaan en julle sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet julle hom doodmaak. Maar as dit 'n dogter is, mag sy bly lewe. Maar die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle het seentjies laat lewe. Die Egiptiese koning het die vroedvrou ontbied en vir hulle gevra, waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe? Toe antwoord die vroedvroue die Farao, die Hebreëse vrouens is nie soos die van Egipte nie. Hulle is sterk van gestel. Voordat die vroedvrou by hulle kom, is die kind al gebore. As gevolg hiervan het die volk aanhou vermeerder en baie talryk geword. God het toe die vroedvroue self ook voorspoedig gemaak, omdat hulle hom gedien het, en hy het vir hulle huisgesinne gegee. Daarna het die Farao sy hele volk beveel, julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjies se lewe. Dit is dan Exodus 1 uit die 83 vertaling, waar ons hoor hoe dit gaan met die Israeliete in Egipte, en veral dan ook nadat Josef en sy geslag nie meer daar was nie. Dat die slawe werk wat die Israeliete moes doen, al so harder geword het, maar dat hulle al meer en groter as 'n volk in die land geword het. Hierdie gedeelte dan,
Eksodus hoofstuk 1 in die 83 vertaling.